Ja, en toe breek die groot week nou aan, hè. Nou is dit Volkie Gimmie. We just had a great win against Rustenburg and thought, you know, we can take that mentality and that energy into the Gimmies game. We had a really good prep. I think our week of prep was really good. In hindsight, I think I would have had maybe one session less, you know, just let the girls have a bit of a breather and so on, because there's a lot happening in that week. There really is. It's a Friday evening game, which the girls are not used to. It's also extremely loud. So one thing we have to realize, Gimmie Volkie, it's probably one of the biggest stages these girls will ever play a hockey match on. I mean, I've been at under 21s, under 18s, and there's not crowds like what's at Gimmie Volkie at those matches. So it just shows you it's a once in a lifetime kind of game. And yeah, within that prep, we worked on treating it as a normal game. It's just another game. It's just another preparation week, and the same kind of preparation that we want to take into it. But of course, it's difficult to change the girls' mindsets of it's Gimmies, you know, and so on. But one of the things we did do differently in our training sessions was we brought speakers out. So we had 3 or 4 speakers around the field, played them really loud, and then the girls had to try and communicate and try and play like mini games and different scenarios under that noise and so on, because even if you're 20 meters away, you can't hear each other. You know, on that field, it's so loud, and so we try to prep for that by putting speakers around and letting speakers go. We had some kids sitting around as well and making noise and so on. And that was the slight difference, the slight change in our prep that we brought into it, because we knew that's what it was about. But of course, in hindsight, would have maybe had some sessions at night, because I think, you know, playing or training at the same time as when you're going to play is also really important. It's a big factor to it. You know, if you're going to play in the heat of the day, you don't want to be training early mornings. You need to get used to that heat and vice versa. So yeah, it was a good week. The girls had really good spirits, high energy, and yeah, there was just a lot of expectation and a lot of pressure on the girls. Yeah, so it was about what were they going to do with the pressure. En is so jammer, mens kan dit nie net as nog 'n liga wedstryd sien nie. Mens verstaan daar moet 'n groot ding rondom dit wees, maar dis moeilik vir ons kinders om hulle koppe by 'n wedstryd te kry as daar die hele week dinge van hulle verwag word. En is lekker. Ek bedoel, mense wil dit graag hê by die skool se gees. So Maandag, hierdie Maandag moet ons spesifiek met hulle koppe werk. En ek dink ons moet veral met die juniors praat en hulle voorberei op hoe groot dit regtig is, want ons het juniors in die span. En hoe taaf die wedstryd is as jy nie jou afrigter kan hoor nie en jy kan nie jou maats hoor nie, want ons het soveel mense langs die veld. En dis ook 'n aandwedstryd wat ons nie regtig aan gewoond is nie. Ons het tot nou toe maar alles nog in die dag gespeel. So daar's 'n klomp goed wat verander, en dis 2 groot skole en dis 'n jarelange tradisie. So daar sit so 'n bietjie ongelukkig van Gimmies in ons koppe vas. En ons gaan baie mooi met die girls moet werk vandag, met hulle koppe spesifiek en dan hardoefen. Hierdie week moet hard wees, en ons het minder tyd om hard te oefen omdat die wedstryd alreeds Vrydag is. So Dinsdag kon ek sien die dogters, hulle raak so 'n bietjie stil voor oefening. En mense probeer hulle het allerlei temas in ons pret en so, maar jy kan tog sien dit pla hulle. En dit is dalk 'n ding, jy weet, as mens eerder net oefening vir oefening kan fokus en nie regtig so baie op dit is nou Gimmies teen wie ons speel nie. Maar ons moet ekstra hard werk, want buite dat dit fisiese harde ding is dit ook in hulle koppe harde ding. En ons juniors in die span is 'n nuwe ding wat ons so bietjie meer wil doen. Dis jare terug laas wat ons dit gedoen het. So ons het onder andere 'n graad 9 dogter wat aan die einde van die jaar eers eintlik 15 word. Yeah, I think balance within the team is really important. You obviously, as a coach, you know your players. So some players can take a real hard talking to,
and others can't. You know, for one player I can say that wasn't good enough, you need to be better, and for the next player I have to say unlucky, next time just try this, you know. So it's a different approaches, especially with having youngsters in our side, someone like Mireille Coetzee. Maar as ek haar sien van die begin van die jaar af tot nou ook, ek sê vir jou, daai goal is next level talent. Mireille Coetzee, brilliant hockey player. So she's in grade 9 and she's in the first team. She's the first grade 9 who's played for the first side, and she's really a special talent. Comes from Stella and really raw kind of hockey. She's extremely fit, extremely strong. You know, she swims and stuff as well, but with regards to hockey, she's just a gem. She really is. And so with a lot of fine tuning and so on, I think her heights are unlimited. I think she can reach the SA level, and she's quite a quiet, reserved girl. But when the game's on, there she goes. And she's in the first side with matric girls, 18-year-old girls, but you never say that she's a 15-year-old girl. Sometimes you forget because she's got this maturity about her, especially when she steps on that field. She's really mature and it shows in her game as well. So really excited to see where she goes with her hockey. Maar is baie sterk. Sy het 'n baie sterk persoonlikheid. So dit is daarom 'n voordeel vir haar. Maar ja, ek doen dit maar soos wat my hockeymamma met my was, want ek wil nie hê hulle moet voel hulle verdien nie die plek daar nie. Maar ja, sy's jonk, Mireille Coetzee. Haar bynaam is Toffie. Was so 'n paar jaar terug ook so 'n goeie hokkiespeler Toffie. So ek dink dis waar sy haar bynaam gekry het. So Mireille is jonk, maar sy's 'n ongelooflike hokkiespeler. En ons het net besluit toe ons die eerste span kies hierdie jaar dat hierdie kind moet ontwikkel tussen groter kinders, want sy's sterk ook, sy's fisies sterk. So mens moet mooi werk met haar kop ook en mens moet nou maar sien of jy die regte keuse gemaak het en of hierdie kind BMT het, want dit is nou moet jy saam met die groot honde hardloop. Maar ek's opgewonde om te sien nog steeds wat Mireille vorentoe gaan doen ook. Ek dink skoolhokkie gaan nie vir haar die einde wees nie. So donderdag is eintlik nou die dag voor die wedstryd gewees en dan kan mens nie so hard oefen soos jy graag op 'n donderdag wil nie. Dit is ook wat hierdie hele week moeiliker maak, want jy moet jou hele fokus en die kinders is gewoond aan 'n sekere manier van doen en nou moet dit bietjie anders werk. So die oefening so bietjie ligter, nie so swaar op die bene nie en bietjie meer pret, want daar's nou baie emosies. Ons het 10 matrieks wat hulle laaste volkie gimmy speel en dan het ons juniors wat hulle eerste een speel nog nooit so iets beleef het regtig nie en dis moeilik om die balans tussen die twee te hou. Mense wil graag hê hulle moet gemaklik in die wedstryd ingaan, maar tog gefokus. So donderdag was moeilik. Ons het die speaker bietjie hard langs die veld gesit. Eintlik was al meer as een speaker sodat hulle kan speel sonder om te hoor wat ons vir hulle skree. Te kyk dat daai fokus net reg is vir die wedstryd. Maar ek dink veral met dogters meer is die emosionele ding erger as by die seuns en daar ons moet hard werk donderdag aan daai. Yeah, so my coaching style is it's a tough one. I have to think about that one. I'm not really the emotional type. I think I will, if needed, I'll give a motivational speech or whatever, but that's not my strength. I think my strength is tactical. So really seeing what the opposition's doing, seeing what we're doing and what we need to be doing and adjusting it from there. I love the detail of the game. I love the tactical side of the game and really looking into what is this player doing, what is that player, finding their weakness and trying to exploit it. So I would say I think I'm a very analytical, tactical kind of coach who's constantly looking for those little details that'll help us either win or succeed in whatever we're doing. Dis lekker om in 'n span te werk waar ons amper twee verskillende tipe coaches is wat saamkom. So ek op die old school manier en die ding ek sien 'n ding raak omdat ek al die body language ken van 'n speler en sulke tipe goed wat mense vir die jonger coaches kan bring. Waar Jared ken die tegniese goed so goed en ek kon so baie by hom leer en die interessantste skills oefeninge wat hy vir die kinders bring wat spesifiek fokus op goed. En dis vir my lekker. Ek is weer die een dink ek wat in daai skills oefening vir hulle sê, weet, kyk na jou body positioning, kyk as jy dit doen, kyk hoe jy die bal receive, hoe gaan jy hom makliker stuur.
terwyl Jared die skill spesifiek vir die kinders oefen. En ek dink dit was 'n wenkombinasie vir ons twee. Ek dink ons het lekker saamgewerk, ek en Jared, en dit sou lekker wees om te kan dink ons kan dalk vorentoe nog 'n span of twee saam afrig, want ons het mekaar mooi aangevul wat die afrigting aanbetref. But I have to know how to manage her and how to speak to her. I can't speak to her like I would to a matric girl. It's just not fair and it's not right, you know. So yeah, that balance of finding which players you can talk to and how you can talk to them is really, really important. I think not just in hockey, in any sport, any team sport that you're doing, I think there's a constant juggling act that coaches go through of how do I talk to my players and how do I get the best out of each and every single individual player on my team. Because at the end of the day, they are a team, but they are a group of individuals and you have to treat them as such as well. Okay, so Vrydag, soos die tradisie is, groot break gewees en ek weet nie altyd of dit 'n goeie ding is. Die mense wil dit graag doen, jy wil dit graag vir die skool doen, maar ek wonder of mense dit nie moet verander nie, jy weet, dalk op 'n donderdag eerder, want ons kinders moet al Vrydagmiddag gespeel het. So hulle is in hierdie hoogtepunt en is nog steeds pret en speletjies en dis video's en kinders word voorgestel en is ballonne en ek wonder of mense so 'n bietjie fokus verloor nie. En ons moet so 'n game toe gaan. So yeah, the build up to Gimiforki is huge. Every single day there's something happening. That afternoon the girls have the big brag and they're also walking in that and doing that. So all these things I think also mentally drain you and so it makes it a bit difficult. But yeah, I went into that again, try to keep it as if it's just a normal match, it's just another match. So with normal matches, we arrive an hour before the game starts, we get together, chat a bit, the girls will warm up, have a good hard warm up, then we get to talk about tactical changes or things we'll do, and then on the field, and we kept it the same, we wanted to have it. Al hierdie klein goed bou op tot die groot ding, en dis die volkie gemeen. Dis die groot wedstryd, en as jy daai dag daar aankom, jy sit in die klas, en jy kan net voel jou hart klop. Baie stresvol. Jo, ek het vir soos 3 maande voor die tyd, het ek elke aand het ek gebid. Dan die middag, dan gaan kyk ons die eerste span se netbalwedstryd, wel die klein stukkie wat ons kan van dit kyk. En dan gaan ons, en ons gaan trek aan. En dan kom ons by die Astro, en dan is ons almal rondom mekaar, en ons lag, ons almal dink net aan die agterkant van kop. Okay, dis amper tyd, dit raak donker, die ligte gaan nou aangaan, en dan gaan ons nou speel. Dan sit soos 'n ding van, okay, julle is hier en ons is hier, maar wat gaan er regtig gebeur? Dan stap ons nou uit, en dan vat die graad 8's, dan hou hulle ons borde op, maar soos dis al hierdie lekker goed, maar dit voel asof jy net in 'n fliek is. Jy besef nie wat aangaan rondom jou nie, jy's net in die oomblik daar. So, wat die Vrydag ook moeilik maak is, weet mense wil graag die netbal ondersteun, wat ook die Vrydagmiddag is, maar jy wil tog nou gefokus bly, nie wil hê die dogters moet gefokus bly. So, ons kon nie die hele eerste netbalspan wedstryd sien nie, omdat ons al reeds moes veld toe gaan vir die hokkie. So, ek kon definitief sien, Vrydag met die opwarming, die dogters is gespanne, en hulle was nie 100% hulle self nie. En dis jammer, mense wil graag hê hulle moet net in dit ingaan, as is nog 'n wedstryd, kom ons handel hom net af, maar ek kon sien dit was iets. En wat ook sleg is, wat 'n aanpassing is vir die kinders, selfs dit maak nie saak hoe goed jy voorberei nie. Jy gaan op die veld 'n lang ruk eers voor die wedstryd, na jou opwarming. Jy moet fokus hou, maar dis eers 'n voorstelling en dis praatjies en dis oorhandigings en is moeilik, weet die kinders moet hulle fokus hou, dit is nie maklik nie. En ek het daar gestaan op die veld en ek het besef daar's 'n moontlikheid dat dit dalk my laaste volkie Gimmi wedstryd as 'n afrigter kan wees by die eerste span. En want mens weet nie hoe loop jou pad vorentoe nie. En dit was emosioneel vir my. So ek het in volkies begin in 2011. Dis nie so lank nie, ek dink is 14 jaar. So vir party mense is dit lank, vir baie mense wat langer hier is dit kort. As ek kyk na my man Stefan wat al 'n verbintenis met hierdie skool het van 1978 af, is myne baie kort. Maar ek het van die begin af by die hokkie ingeskakel en ek het leiding gekry by wonderlike mense by die hokkie.
by wie ek so baie geleer het. Ek het ontsettend baie by Jared geleer in die laaste 2 jaar. Weet ons wat ouer is, ons het ons manier van doen en ons kan nie noodwendig die nuutste goed bring na die veld toe nie, maar ons kan dit by hulle leer. En dit was vir my lekker om dit te leer. En ek hoop as ek in die toekoms verder kan afrig, gaan ek van hierdie goed kan toepas wat ek by hom geleer het, spesifiek oor tegniese goed en taktiese goed op die veld. Volkies was my 'n ongelooflike leerskool. Ek het so baie geleer. Nie net oor skoolhou nie, net oral waar ek betrokke was nie. Ek was by 'n klomp goed betrokke. Ek's bang ek mis iets, so ek was eerder betrokke as wat ek iets mis. Maar ek het oor Welma geleer. Ek het oor myself so baie goed geleer en ek kon hier groei. En ek dink maak nie saak wat die pad vorentoe vir my bring nie en hoe die pad vir my vorentoe uitloop nie. Ek sal Volkies altyd dankbaar wees vir dit wat hulle my gegee het om myself te kon leer ken. En om goed in myself te kon leer ken wat ek nie eens geweet het daar is nie. Ek het uitdagings aangevat by hierdie skool wat groot was, wat huge was en het was my lekker. Ek kon leer oor myself en ek kon leer dat ek nooit hoef nee te sê nie, maar dat ek ook kan nee sê as ek moet. Maar Volkies was goed vir my en dit is vir my lekker om deel te kon wees vir so lang ruk van 'n skool waar daar soveel tradisies is en is regtig 'n familie. Dit is mense wat nader aan mekaar te trek en wat mekaar ondersteun en wat vir jou menswees goed is by Volkies. Die tawwe tye ook, daar was tawwe tye, daar was groot teleurstellings, daar was tye op die sportveld wat dit nie lekker was nie. Persoonlike goed wat ons deur is met kinders wat swaar gekry het. So daar was harde tye, maar dit was goeie tye en dit het my menswees net soveel sterker gemaak. Yeah, something that really stands out coaching at Volkies and coaching these girls especially, but even the boys, it's also there is the fight that they have. They don't stop fighting. They'll run hard all day long. They'll dive. Whatever it takes. They'll keep fighting and so on. The only slight change we want to make is that you don't always have to be fighting. Sometimes it's not needed, but yeah, it's one thing about Volkies that really stands out is that fighting mentality of I'm never going to give up. You're going to have to beat me because I'm not going to let you win. Yeah, it's a great attribute to have. I don't know. I think the factor that brings that is maybe of where we're located and where we are. I think the mindset is we're not a top school, but people can see we are. We really are. But I think the kids have a mindset of we've got to fight to prove what we need and what we want and so on. Because there's always obviously the jokes of say Dorp and all that kind of stuff, But I mean, these kids generally just come here and they have that fighting spirit. I think it's also in the recruitment of the players we get. We want that kind of player, and I think the school attracts that kind of player of, listen, if you don't have heart and if you're not going to fight, you don't belong at the school, and I think that's why a lot of the players coming in all have that heart, because they can see if you don't have heart, you don't belong in the school, and that's why it's great to be a Volkie. Yeah. Ja, ek sal Volkies altyd in my hart saam met my dra. Ek sal altyd dankbaar wees vir dit wat ek hier geleer het. Ek het geleer wat om te doen en wat om nie te doen nie, hoe om te wees en hoe om nie te wees nie. Ek het geleer hoe om sterk te wees hierso en daar sal definitief altyd 'n brokkie van Volkies in my hart agterbly, maak nie saak waar ek gaan nie. Valleys, what a champ, nee. Sy het alles gegee vir hierdie skool en hockey spesifiek het sy dit lekker gemaak. En as ek nou selfs terugdink nou met Mariska ook, hulle twee saam is 'n formidable span gewees. Hulle het net 'n way gevind om hockey next level te vat. So ja, as sy weggaan, gaan dit definitief mis. So ek het hier begin by Volkies in 2013, met die seuns hockey. Dis die jaar wat ons ook begin het met seuns hockey en dis die eerste keer wat ek vir Welma ontmoet het. Ons twee daai jaar actually het ek die onder 16 seuns span gehad en sy het onder 16 meisies gehad. So die eerste keer wat ek haar regtig geleer ken het op die hockeyveld is toe ons saam gaan toer het. Ons het al twee so die universiteit se klinieke gedoen met ons spanne. So dis waar ek basies die eerste keer ons hockeypaai gekruis het. Maar ja, moet sê dis daai tipiese
don't judge a book by its cover, want ek het gedink hierso's een van die tipiese ouer juffrouens wat hokkie gaan afrig, soos die jare toe sy gespeel het, en hulle is geneig om dit te doen. So, maar vinnig agtergekom, hierdie juffrou is jonk van gees, sy het 'n bietjie ander aanslag, so, en sy's bereid om die nuutste trends en die nuutste verwikkelinge in hokkie toe te pas, so sy's regtig opgedateer, coaching-wise, met die nuutste goeters en die nuutste veranderinge in goeters. So, nee, ek moet sê, ek het sy al die jare van daar af baie busritte saam gehad, baie keer langs die hokkieveld gewees, haar eie kind het vir my gespeel vir jare, so sy was nie net hokkieafriggingsouer ook gewees en hokkiemamma gewees, maar ja, dit is vir my hierdie jaar sleg gewees toe ek gehoor het is moontlik ons laaste clash / seisoen / keer wat ons gaan saam met op die hokkieveld gaan wees. Dit was vir my, ja, voel vir my weird, voel volkie sonder Welma maak nie sin nie. So, ja, is vir my baie sleg, was 'n skok gewees vir my, om te gehoor het dat sy dalk weggaan. Week aangebreek, Clash week. So, yes, week is gehype, daar's die heeltyd allerlei ander goedjies. Voel vir my as coach, mens wil net fokus op oefeninge, ouens reg te kry vir die game, dan is dit heeltyd, dis big brag, dit is foto's wat geneem moet word, player profiles, almal wil een of ander funksiekie hê om deel van die hele hype van die week bietjie te melk. So, ja, ek wil amper sê klein afleidings wat 'n invloed het op hierdie week se voorbereiding, en ek dink dit werk so bietjie op die kinders ook in. Ek dink dit bou bietjie, wel, dit kan 'n goeie en 'n slegte ding wees, want dit vir die ouetjies help dit om hulle bietjie opgesaai te kry. Ander ouens is dit weer jaag die stresvlakke net hoër op. So dis vir my so 'n bietjie van 'n ja, hierdie week is te staf. Mens moet dit manage met die ouens, en dan ja, fokus is oefening die week. So maandag en dinsdag se oefening gesamentlik was die hoofdoel gewees om nie groot veranderinge te doen nie, om redelik standaard te hou. Dis deel maar van jou approach. Is 'n groter game, maar ek dink is om routine te behou. So ons het gedoen wat ons letterlik elke week doen. Vat alles wat nie verloop het uit die vorige game uit nie, praat daaroor, en ons werk bietjie aan daai tipe van goeters. So as vorige game dink ek was 'n high intensity game gewees. So ons het bietjie gewerk aan drills en goeters van hoe om, en ek dink dit gaan presies dieselfde gewees met gimmies ook gewees, dat hulle kom met 'n high intensity game. So hoe kan jy nog steeds rustig wees, en hoe kan ons al daai pressure absorb en dan nie in paniek ingaan nie. Okay, so donderdag se oefening, jy kan sien in die ouens wat al op eerste span level hierdie clash gespeel het, weet presies wat om te verwag. Ek dink daar soos Jacques wat kaptein is en matrieks is, hulle probeer die jongetjies, wil ek amper self te guide en rigting te gee, en ek bedoel, ons is eerlik met mekaar, ons weet presies, ons het 'n tough opponent en wie ons gaan jol. So daar's van die ouens wat stres, jy kan dit sien letterlik in hulle,
dat hulle verwag die ergste. En ek dink jy kan sien regtig die senior ouens wat die deur is, hulle step up. En ja, dis nou Big Bragg môre, groot game, die game is laat. Ons speel na die meisies, so dis nou 'n hele opbou, so dis die laaste game van die aand. En ja, ek weet nie, ons gaan maar check. Die oefening was maar bietjie, jy kan sien die ouens, die stres vang hulle. Soos ek dink die groot ding gaan wees. Ek dink hulle is reg vir die game. Alles is reg, fisies is ons reg. Dit gaan als afhang van môre en hoe elke ou basically arriveer en reg is en doen net wat hulle moet doen. Dan kan ons net letterlik doen wat ons voorberei het en dan ja, kom dit neer op die result. Dis maar dit. Vrydag gamedag. Yes, normale skooldag. Big Bragg. Van die ouens is saam, kry by my klas, soos wat hulle by my kom, kan ek sien, jy kan sien, hierdie dag, vat aan jou. Ek kan net sien, ons kan nie wegkom van dit nie, jy kan wat ook al sielkundig doen, jy kan wat se preparation doen, dis 'n groot, ek dink dit is een van jou skoolloopbaan se grootste games wat jy ooit sal speel, is die Clash. So ek kan sien, vat aan die ouens. Big Bragg is daai laaste bietjie van 'n hype, bietjie sleg is jy hype, na die Big Bragg, skool is trots op jou, jy is trots op jou ouers is trots op jou, en dan gaan jy huis toe, en dan 6 ure later moet jy game Joel, en om jou kop reg te kry vir die game. So ons het maar gewoonlik met daai dag bietjie anderste routine, so ons kom bietjie vroeër by mekaar, ons ondersteun bietjie die ander spanne wat Joel, en dan die eerste span meisies Jolly game reg voor ons, so daar's 'n bietjie van 'n oorvleeling. Hulle, die games is op die A Astro by Universiteit, ons warm op die B Astro, so ja. Luister ouens, as ons nou, ons kan niks anders doen nie, ons kan net nou die game Joel, ons kan net doen wat ons alles geprobeer het, ons kan. Alright. Die tyd is nou, nee? Alright, let's go. So, eerste Chaka, obviously alles wat ons verwag het gebeur. Hulle het voluit vir ons gekom. Ek moet sê, ouens flip en al gestep up. Ons het hulle gehaat. So, Chaka 1, elke Chaka is 15 minute lank. Alles het goed gegaan, 0-0 gewees. Ek onthou nog dit so goed. Ek het dopgehou juis om te wil weet oor wat is dit ek vir die ouens nou gaan sê na die eerste Chaka, wat is dit wat ons kan improve en wat werk nie, en ek het die scorebord opgehou en ek onthou dit nog baie goed. Ek dink dit was soos 21 sekondes oor gewees, dan is die Chaka verby. So ek van okay, hoor die 21 sekondes is net so verby en dan is ons 0-0. En ek het gedink hoor hierdie gaan great motivering wees vir die ouens om te besef, hey, ons is nog gelyk op, soos ons is in hierdie ding en ons is nog in hierdie game, soos dis even. En soos dat ek so staan in hierdie denke het, sien ek hoorie, hulle is daar by ons sirkel en wragtig kry hulle 'n hoekie en die eindvletjie blaas vir die Chaka en 'n hoekie moet klaar gemaak word. En al wat ek net dink is, luister, ons het geweet, hulle sterkpunt is hulle hoekie, hou net hierdie ene uit.
vir julle eie self, vir julle mental aspek vir hierdie game, hou net hierdie hoekie uit en wragtig toe skor Gimmies in daai hoekie, laaste beweging van die eerste chaka. So obviously 1-0 op eerste chaka. Dis 40 minute gewees. Dit lyk op die skoor in die laaste minuut. Alraai. Ouens, ons het hierdie. Alraai. Ouens, soos ek sê, dis net 'n hoë drie, dis al. Maar julle manager het nog goed. Alraai, ons moet weer soos wat aan die begin, dat is 'n bietjie daai kant kom. Alraai. Bietjie disappointment. Ek dink die motivering was daar gewees nog steeds dat ons is in hierdie game, dis 1-0. Dis regtig, ons is in dit. So, tweede chaka. Basically selfe storie. Ons jol om ouens se konsentrasie is op. Game gaan goed. Ons doen presies wat ons gesê het ons gaan doen. Ons het 'n paar opportunities gehad. Ons het 'n paar hoekies gehad. Ons het actually bietjie ge-attack, ons het ge-counter-attack. Ek dink dit was nog steeds baie gelyk gewees. Wragtig weer net voor halftyd. Laaste minuut van die chaka gaan Gimmies en hulle skoor 'n tweede goal. Letterlik, dit voel vir my soos 'n herhaling. Chaka 1, Chaka 2 presies dieselfde. Halftyd 2-0 down. Okay. My verwagting is hoe die ouens gaan in die dugout kom en negatief wees. Maar tot my verbasendlik is dit soos die ouens is positief. Hulle is fine. Hulle lyk nie soos ouens wat besig om te verloor nie, wat great was. Ons het gechat. Luister hierso, ouens. Ons is in dit vir 99% van die chaka. Ons elke keer, die laaste letterlik 1% van daai chaka is wanneer ons bietjie afswitch en dan word daar geskor teen ons. En die fokus was gewees soos kom ons druk net 100% deur en hou net die konsentrasie daarso die hele tyd. Ek weet nie, die vierde chaka is ek dink hulle het 'n paar tweaks gemaak of iets aan hulle kant. Ek weet nie, ek kan nou nie nog steeds hierdie call wat gebeur het nie. Maar ja, die sluise het oop gegaan, maar weet jy wat, daar's een ding wat ek wel kan sê en dis 'n volkie ding is. Ons is 3-0 af, maar daai ouens, daai volkie ouens wil nou baie lelike woorde gebruik, maar hulle fight net en hulle gee net hulle alles. Ek bedoel selfs al daar's ewe skielik, dis 3 goals wat so bam bam bam, hier gaan nie 3 goals teen ons. En ek sê soos van hoor hierso, ek weet nie wat gaan aan nie, maar soos wat ek vir elke liewe volkie ou so kyk, sien jy sien net so in hulle oog, soos dit maak nie saak wat die skoor is nie. Hier gaan dit om vir die mense te wys, ons is volkies, en weet jy wat, hou ons dop. Hou ons dop, want ons is besig om ons iewers in die nabye toekoms gaan die tafels draai en jy kan dit sien. Ek bedoel, soos ek sê, dis 'n jong span, so ek dink klaar, ons gaan al volgende jaar dink ek gaan dit 'n baie interessante clash wees, want ons het praat van 4 matrieks in die span, so 75% van die span het hier deur gegaan. En weet jy wat, daai ouens het nou bietjie skiet goed om in 'n volgende clash in te vat. Maar daar's nou, soos ek sê, hou dop, want jy gaan sien Volksskool is 'n klomp Suidorp fighters en hulle gaan vir die mense wys wat en wie is volkies. Right, Clashweek. Miljoen goed gaan aan. Dit is eintlik 'n skool. Dit is eintlik 'n opvoedkundige instansie, maar dis obviously dis volkie Gimmie. So motivering is daar, die kinders is opgesaai. Die uitdaging is om kinders gefokus te hou. Ja, so Clashweek, ek dink wat's 'n eye-opener en uniekheid.
Hy bly groot. Ja, bly so daar's so baie goed wat aangaan. Dit is van onderwater verspoeg tot capping tot big brag, small brag, brag. Onderwysers speel rolbal. Hulle Dis golf. dis golf, dit is sangkompetisie teen mekaar. Dit is vasvra, musiek vasvra. Dit hou net nie op. En al wat mense wil doen is voorberei. Jy wil net die ouens Jy op wil 'n plek fokus op kry. dit wat belangrik is. Ja. Jy kry dit nie gedoen nie. Ek sê the main thing should stay the main thing. Soos dis waar ons nou moet nou moeite doen om ouens gefokus te hou. Ons moet moeite doen om die week te beplan en by ons beplanning te hou, want ons konstant goed. Dis geesvang en dis capping en dis koerantberigte en dis gesprekke en dis die hele tyd goedjies. Waarvan die enige ouens wil bietjie uit die kom maar sê, jy wil hulle eintlik uit die buzz uithou, maar aan die ander kant word dit ook die hele tyd gemaak sodat hulle dit kan geniet. So dis moeilik, maar ja, ons het 'n goeie plan. Right, maandagmiddag Clash Week, ouens is gekondisioneer. Coach, ek het gedink hulle moet nie kondisionering hierdie week doen nie. Coach Chris het obviously nie saamgestem nie. Hy sê ons gaan conditioning doen, so ons het conditioning gedoen. Om Johan wil mol die hele tyd. Coach Gerald wil 'n attack run en ek wil defense doen gelyk, dat ons wel reg wees. So flip en opgewonde en ja. Ons oefen met 'n vol span wat ons dink vir ons die goods kan deliver. So ek dink dit is een van die voordele gewees. Ons gaan die clash in sonder enige regtige erge beserings. Marlo sit so 'n bietjie met dit nie, maar ons is hard besig om te werk met hom. Hy kry maar sy behandeling en goeders, maar ek dink dit kan op die einde van die dag kan dit goed wees. Tawe ding van 'n maandag is ouetjies, almal wil Saterdag start. So ouens is beter, hulle is skerper, hulle is helderder, ons tackle mekaar 'n bietjie harder. Soos daai moeilike ding, jy wil ouens met hard gaan, maar jy wil ook nie ouens mekaar seermaak nie. So ja, baie goeie maandag. Doelwitskleer, ons weet wat ons wil doen. Baie fokus op defense. En ja, ons weet dit gaan taaf wees. By gemies, op gemies is nie maklik nie. Maar so die grootte is die clash. Ek hoef dit nie te sê nie. Right? Okay, dit gaan ietsie spesiaal wees en dit gaan ietsie wees wat groter is as jy. So moet dit nie. Hoe ernstig jy in die week van die clash is, gaan nie bepaal hoe goed jy daar Saterdag is nie. Dit gaan net wat jy nou doen. In hierdie tyd nou. Dinsdag, goed kondisionering gedoen. Coach Chris het gesê hulle kan donderdag afkry. So kondisionering gedoen. Set pieces aangewerk, baie scrums gedoen, hy staan 'n kick-off receive. Ons het deur alles gegaan. Grootendeels ons weet wat ons wil doen. Ons wil miskien iets verander, ietsie kleins inbring. Nie te veel verander nie, maar ons glo ons gaan reg wees. Ja, dis daai tyd, ouens weet ook ons gaan die wisse span bekend maak. Capping is gemaak. So dis daai bietjie dis ek dink is easy tyd wat jy kan sien wie regtig die span ouens is. Die ouens wat genuine vir mekaar omgee, is bly as hulle word hulle nie gekies nie en 'n pelle word gekies. Maar dis baie moeilik. Dis emosies, dis voorstellings, dis nogal so groot. Dis 'n groot ding. So ja, doelwit is om ouetjies gefokus te hou, om ouetjies rustig te hou, om ouetjies kalm te hou en ouens sê se minds clear te kry sodat hulle kan verstaan dis wat ons die hele tyd moet doen. Proses driven, proses. Kyk, ek dink omstandighede gaan daai eerste 10-15 minute gaan fisies wees, dit gaan hard wees, dit gaan 'n emosionele belaaide eerste 15 minute wees. So ek dink dis goed wat jy moet probeer subtiel simuleer hierdie week in oefening. Create 'n hype dat hulle dit nie agterkom nie, sit hulle in sekere scenario's en kyk hoe oorbrug ons daai goed. So ek dink daai eerste 15-20 minute, amper daai eerste halfte gaan brutal wees, maar ek dink die span
Donderdag, lekker ding, klomp gesprekke gehad, coaches, ouens loop in die dorp rond, almal gee nog raad, waardeer dit. Obviously, almal dorpse sports, dis wat dit mooi maak, soos hierdie week is baie special. En ja, almal wil hê dit moet goed gaan met volksskool. En so die mense bel, mense gee raad, jy kry boodskappe, mense volg jou, mense wil graag hê dit moet goed met die span gaan. Die seuns ook, ek kan sien die seuns begin nervus raak. Daar's 'n mate van hulle kry, jy kan sien hulle raak jittery, jy kan sien ook as mense weet met hulle gesprekke, hoe gaan dit en is julle reg en ek dink die most common asked question vir die week is julle reg vir Saterdag? En ja, so ek moet sê dit is ook in 'n mate, ek sal nie sê dit is 'n druk op 'n mens nie, maar dis 'n positiewe ding, want mense stel belang en dit maak vir mense saak en ek dink dis belangrik en dis iets wat ons altyd vir die seuns sê dat ons is deel van iets wat groter is as onsself. En die skool was lank voor ons en hy gaan nog lank na ons hier wees. Ons het 'n klein gedeeltjie om ons beste te gee. En dis belangrik. Ons twee goed aan die gang. Daar's 'n massive hype aan die gang en daar's 'n dorp ding aan die gang. En ons ouers en skole en goed aan die gang en ons al sport aan die gang. Dan Johanna werk jy ons vir Emerson. En ek probeer dit altyd vir mekaar skei. Om die fokus nog steeds the main thing should stay the main thing. Ons gaan Saterdag 'n rugby game speel teen Gimmies. Wel dis wat dit is. Dis wat dit is. 15 ouens teen 15 ouens ons gaan rugby speel. So 'n away game. Dis op Gimmies. So dit gaan taaf wees. Ons 'n goeie skool, Gimmies is 'n goeie skool. Ons is altyd well prepared. En 'n clash is 'n gelykmaker. Altyd. Oukies presteer bo hulle vermoë. Want daar's net 'n ander tipe trots. Daar's ietsie anders wat op daai dag waarvoor ouens speel. Wel ek dink die uitgangspunt van die afrigter spesifiek van my kant af is om dalk een keer iets daaroor te sê. En dan los jy dit. Dan fokus jy op jou normale week van coaching, fokus op die controllables. So ons konsentreer net op dit wat ons kan beheer. Daar's baie goed wat aangaan. Soos jy reg sê, dit is 'n klomp verskillende sporte en goed wat aangaan. So die hype is klaar daar. En die kinders moet dit doen. Hulle moet in die oomblik leef, hulle moet dit geniet. Maar Vrydag aand as jy bed toe gaan, reset, staan Saterdag op en benader dit soos 'n gewone game. Daar's nog steeds sekere basiese goed wat ons moet doen om die wedstryd te wen. So kom ons beheer wat ons kan beheer en ons geniet die res. Daar's definitief baie druk wat saam met dit saamkom. En om by hulle te speel teen hulle hierdie jaar, gaan ook regtig dit gaan hulle game vir hulle weer 'n bietjie edge gee. En dit is 'n vorige seisoen soos die pikreeks nou. Dit maak glad nie saak met 'n clash nie, verstaan. Waar ons sê net maar eerste geëindig het tegnies en hulle oor die 10, verstaan. Maar daai dag is dit van wie het die meeste soek en wie die hardste daarvoor gewerk het. Wedstryd kort gedoen het of verander het, jy gaan net julle So, dis die week van die Clashy Clash. Het gaan mal wees. Daar's soveel goed aan die gang by die skool, die geesweek, die girls is opgewonde, maar dis nou waar ons moet fokus. Ek dink dit gaan 'n tawwe week wees, baie druk, die girls gaan onder baie druk wees, maar die belangrikste is nou om net kop te hou. Maar soos ek altyd sê, pressure is a privilege.
So dis maandag, die girls kom almal grapperig by die bane aan, maar jy kan sien hulle is gestres. So met maandag se oefening het ons maar net gewerk op klein goedjies wat ons bietjie afronding wil doen. Meerderheid van ons harde werk was klaar gedoen. So vir die week wat voor lê, was dit letterlik maar net 'n bietjie afronding wat ons moes doen en 'n groot gedeelte daarvan is om die girls mentally reg te kry, veral omdat die pressure vir die week so baie is die belangrikheid net om hulle gefokus te hou vir hierdie week. So Dinsdag het ons bietjie gewerk op die basics, net basic vaardighede deurgegaan en so. Ek dink op hierdie stadium van die geveg is ons so gefokus op die groter prentjie en op die gameplan en alles dat ons van die basics vergeet. En as dinge taaf raak, gaan mens altyd terug na die basics toe en dit is tog wat op die einde van die dag 'n game wen. 3 wat saam met trompies speel. Kijk, maak 'n plan, hè? Nee. Dis jou afgooi, jy maak seker jy kry daai tweede bal. So dis donderdag, die dag voor Clashy Clash. Jy kan sien die girls is lekker gestres, maar opgewonde vir al die matrieks, want dit is hulle laaste Clashy Clash en dit is tog die game waarvoor almal uitsien. Veral as jy eerste span is. Dit is letterlik die game waarvoor jy die hele jaar werk, is die Clashy Clash. So baie gestres, maar super opgewonde vir hulle laaste Clashy Clash en baie van hulle se eerste Clashy Clash in die eerste span. So vir hulle is dit ook nou weer 'n ander opgewondenheid. So donderdag se oefening was eintlik baie rustig. Al die harde werk is klaar gedoen. So vir donderdag het ek net 'n paar games met die girls gespeel, bietjie pressure games en so, net om bietjie genot in dit in te sit en hulle aandag net bietjie van al die stres en die pressure af te haal. Al die harde werk is klaar gedoen. So dit wat ons teen die tyd nog nie reg gekry het nie, gaan ons definitief nie voor die game reg kry nie. Gaan jy my back profile afneem, nee? Maar dit gaan dus van en dan is dit al die mense wat bordjies my gemaak het voor my en ek sê dan, okay, dan gaan so wees, verstaan jy? So dit gaan letterlik So overall dink ek ons is ready en reg vir môre se Clashy Clash. As daar 'n lewensles is wat ek vir die girls kan leer, dit is eintlik 'n lang storie, so dit kom van verlede jaar se chemievolkie af. So obviously ek was in volkies en 'n paar jaar wat ek obviously nou nie betrokke was by volkies nie en verlede jaar toe ek 'n chemievolkie game kon kyk tuis. En na daai game het ek net besef soos ek het obviously kennis wat ek wil deel, kennis wat ek vir die girls kan gee wat ek graag wil hê hulle wel kan gebruik vorentoe en dis toe ek nou besluit het om deel te raak van volkies en te begin coach. En ek voel net die verskil en lewensles wat ek vir hulle kan leer is om altyd vas te byt. So ek dink een van volkies se grootste probleme en is nie net by die netbal nie. Ek dink dit is reg deur volkies se sport is hulle voel hulle is nie goed genoeg nie. En ek dink dis 'n ding wat nou 'n lang pad kom, ewen van ons tyd af. Obviously hierdie chemievolkie rival in die dorp. So dis altyd gesê volkies is aan die ander kant van die tuinspoor, verstaan? En dit stiek by die kinders. So hulle het daai gevoel van hulle is nie goed genoeg nie. En ek voel ek wil daai persoon wees wat vir hulle kom en help en wel, saam met Benny Lou obviously na sy speech die week, maar laat hulle besef, dit gaan nie oor watter kant van die dorpie afkom nie. Dit gaan oor jou
as persoonlike speler. Dit gaan oor jou mens wees. So ek wil graag vir hulle die lewensles leer van wat hulle vorentoe kan gebruik, van dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit gaan oor wat jy insit. Hard work beats talent. So fight tot die einde toe. En dis 'n groot ding, veral met Gimmy-volkie. Kom ons gaan nou maar terug na Gimmy-volkie toe. Ek dink die kinders het daai mindset van, okay, ons verloor altyd, volkies in netbal doen nie so goed die afgelope tyd nie. Ons verloor altyd, so wat gaan ons anders doen? En dis daar waar hulle moet besef dat hierdie is die jaar wat hulle geskiedenis maak. Hierdie is die jaar wat hulle die telling draai, verstaan? Hulle kan. Hulle is regtig 'n goeie span. Die grootste probleem is hulle moet in hulself begin glo. Is jy opgewonde? So dis game day. Volkies versus Gimmies. Die girls is ready, die girls is opgewonde. Ons het gefokus by die bane opgedaag. Vir die ander spanne gaan ondersteun. Dit was nogals baie senuweetergend, want al die spanne het verloor en ons het geweet op die einde van die dag is die pressure op ons, die enigste span wat nog oor is. Die girls was gefokus met die opwarming, die girls was lus vir die game. Dit is die eerste keer hierdie jaar wat jy kan sien die girls is reg om te speel en mentally is hulle daar. Een van die grootste stepping stones hierdie jaar was die mentality. Om die girls gefokus te hou, om die girls positief te hou en jy kon gesien het met vandag se game dat die girls is daar. Die girls is ready, die girls is lus. So voor die game was die girls nie heavy erg gestres nie. Ek was eintlik baie verbaas om te sien dat hulle meer opgewonde as gestres was, which is good. Met die game toe die girls almal daar voor gaan staan het voor die paviljoen en die skool het gesing het, toe die stres bietjie begin inskop. Toe besef ons, luister, dis nou ons tyd. Eerste kwart was taaf, maar dit het goed gegaan. Ons was voor. Die girls het al hulle afgooie gehou en dit is key. Afgooie hou, doele moet sink, dan weet jy jou kop is deur. Aan die begin van die game het ons gesê die span wat derde kwart voor is die span wat gaan wen. Tweede kwart het ons bietjie 'n dip gevang. Gimmies is verby ons. So na die tweede kwart was ons agter, maar ten spyte van dit het die girls nog steeds positief gebly. Ek dink wat baie bygedra het is die skool, want die paviljoene was vol en die ondersteuning van al die volkielede was dit was amazing. Na die tweede kwart het ek vir hulle gesê, girls, hierdie is ons laaste geleentheid. Ons moet na die derde kwart voor wees om hierdie game te vat. En dit was 'n tawwe derde kwart, was glad nie maklik nie. En ten spyte van dit het ons die derde kwart gevat. So na die derde kwart was ons voor. En nou was dit letterlik die laaste bietjie deurdruk. Die laaste kwart was baie taaf, pressure was aan en die girls het amazing gespeel. Ek het hulle nog nie een keer hierdie jaar gesien speel soos wat hulle daai laaste kwart gespeel het nie. Dit was amazing. Alles wat ons geleer het en meer het die girls toegepas sonder dat ons van die kant af enigsins vir hulle moes sê wat om te doen. Een van die span se grootste ondersteunings was Lia van die kant af. Ek moet sê die benchspelers was amper groter ondersteuners as die hele skool saam.
So dit was amazing om te hoor hoe die span mekaar ondersteun en mekaar deurdruk en gewoonlik sal mens dink in tye soos dit wanneer die pressure hoog is, dan raak die spelers krapperig met mekaar en ongeduldig, maar dit was glad nie die geval nie. As iemand 'n fout gemaak het, het hulle mekaar gehelp om dit reg te maak. En die laaste 10 tot 20 sekondes het een van die spelers van die bench af 'n sign gegooi vir Caitlin op die baan om vir haar te sê, luister, daar's 20 sekondes oor. En toe het hulle in die middelbaan probeer bly. So hulle die hele tyd vir mekaar probeer balle gooi net om 'n bietjie tyd te wen. En op die einde van die dag, toe die vytjie blaas, toe het ons hom deurgetrek. Maar die beste van die hele game was die skool wat van die paviljoen afgekom het, almal om die span te omring op die netbalbaan. Dis iets amazing. Daai gevoel, daai eindvletjie blaas, is iets wat jy nie vir iemand anders kan beskryf nie, die trots wat jy het. Ten spyte vir die feit dat ons gewen het, was ek super opgewonde vir die girls en op die girls, want al die harde werk wat hulle ingesit het, is beloon. En dit was vir my genoeg. Dit voel flippin' amazing. So, die girls verdien dit 100% en hierdie was nodig. Nie net vir die netbal nie, maar vir volksskool in geheelweg. So, ek is super trots. Ek is trots om my volkie te wees. Kom, ek het ook gesê van die begin af, ons gaan hulle duik. Ons duik, ek's trots op julle. Kyk, maar kom ons attack ook nou. En kom ons calm down. Julle attack soos 'n span wat as jy na 2 fases die skoor en verloor het, dis asof jy net 2 fases het, dan gaan jy die bal verloor. Ouens, ons kan die bal hou solank ons wil. Daar ook, nou in die red zone. Ons raak te narrow. Ons moet 'n round the corner kom ons kry buite. Ouens, luister gou my. Alles het hulle kant toe gegaan. Nog niks het na ons kant toe gekom nie. En al wat hulle het is 7 punte op ons. Los jou eie goed. Kom ons gaan speel nou as 'n span rugby. Julle lyk soos klop individualiste wat losgelaat is en almal skiet op julle. Dis chaos. Dit stop nou. Ons gaan pot edge. Pot edge. Tot ek die gameplan verander. Hoor julle my? Kyk. Wat nou vir 'n derde jaar in 'n ry die oorwinning sal behaal. Die eindsirene, die loei, die ondersteuners, die storm op die veld voordat die skeieregter nog sy fluitjie kon blaas. So 'n absolute pandemonium wat losbars as die gimmies op die veld storm. Die slag D is gelewer. Gimmies wat dan gekroon word as die 2025 FNB klassieke uitdagstryd kampioene. Dink Saterdag wel ek dink ons het probeer ons het gedoen wat ons wou. Hype was daar. Netbal het gewen. Hulle het ons soos gaan deurtrek van nêrens af nie. Soos hierdie was opgeset vir greatness. Ek dink is tipies een van daai wedstryde van
goed gaan nie heeltemal jou kant toe nie. Ja, ons het vinnige 3 gedruk, weer eens ou Letabo intercept try, mooi gaan score en hulle druk toe 2 vinnige 3 en ek dink met die angs en die spanning van klomp goed is almal nie op hulle beste nie en nou probeer die seuns goed. Dit kom nie af nie en dis amper 'n quicksand effek, nê. Hoe harder ons probeer, hoe minder kry ons die goed reg, hoe minder werk goed vir ons. Spelers begin goed buite karakter doen en mense kyk net vir mekaar en dink soos ons het dit nie geoefen. Wat nou? Hoe gaan dit verander? Wat moet ons anders te doen? Moet ons probeer iemand anders te opbring? Moet ons 'n snaakse call probeer maak? Ons kom net nie uit die quicksand effek uit nie. Dis net nie lekker nie, mense huil en alles en ek so sit daar en ek sien hierdie hele ding soos afspeel en dit voel vir my of ek in 'n derde persoon is en ek sê vir die Here soos Here, kan ons nie nog 'n kans kry nie, soos kan ons nie nog 'n kans kry net om soos beter te wees nie, want obviously wil ons gou ook ons beste game gee, jy weet, soos ons ag hulle hoog, soos ons ag hulle as worthy opponent, soos hulle is waardige, is 'n goeie span. So ons wil hulle ons beste gee as jy so speel. So ek onthou ek nog die Here gevra soos as al 'n moontlikheid is, kan ons nie net iewers miskien nog 'n kans kry nie. En ja, want dit was nie goed genoeg nie. Hierdie is nie die einde nie. Hierdie is 'n gedeelte van jou storie wat jy skryf op hierdie stadium. Right, tel op jou kop. Son gaan weer môre opkom, jy sal sien, ek beloof dit vir jou. Maar ek wil vir jou vra, hierdie gevoel wat jy in jou hart het, nee, hou dit 4 dae vanaf, nee, want hierdie gaan jou beter maak. Gaan veroorsaak dat jy harder werk. Right, dankie vir julle karakter. Dankie dat julle nooit opgehou fight het nie. En dis wat ons soek in julle. Alright. Dis waardeer dit regtig. Jammer dat ons julle nie vandag kon trots maak nie. Ons sal terugkom en ek beloof julle dit.